Goeiemôre. Vanoggend gaan ons lees uit 1 Korintiërs 2 en ek wil jou nooi, maak asseblief jou Bybel daar oop. Ons het ook in die erediens in die kerkgebou het ons nagmaal vanoggend. Maar hierdie gedeelte van Paulus het my net weer baie diep getref en toe ons as eredienskommissie die beplanning gedoen het, het dit ons almal gegryp. So ek wil jou nooi sê, maak jou Bybel oop. Al druk jy nou eers pause, jy gaan maak jou Bybel oop dat jy saam kan lees en saam kan dink. Want dit is 'n wonderlike gedeelte. Maar kom ons begin en ons maak ons oop toe. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie en wat trou bly tot in ewigheid. Daarom, o Here, bid ons ook. Mag u genade, u barmhartigheid en u vrede op ons rus, u as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Die Here het gesê, as 2 of 3 in sy naam verenig, is hy in hulle midde. Jy kan daai belewenis sê, God is hier. So ek wil jou nooi en sê, lees gou saam met my, dis 1 Korintiërs 2, en ons lees vers 1 tot by vers 12. Dit is die woord van die Here. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig. Nie die geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Tog is wat ons verkondig wysheid, maar net vir die wat daarvoor ryp is, en dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is, of van die heersers in hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergang. Wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborgde waarheid wat bedek was, en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het, tot ons ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, is nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Het is baie interessant die manier wat Paulus hier redeneer en dan sê hy, hierdie is wysheid, hierdie is werklike wysheid. Maar nie almal verstaan dit nie. So ek en jy wat die evangelie verstaan, moet net daaroor al op ons knieë sak en sê, Here, dankie dat u Gees in ons kom werk het en dat ons verstaan waaroor die evangelie gaan. Weet jy, ek kan nie anders as om te sê, kom ons begin dink by God. Kom ons begin net dink aan God. God wat heel aan die begin, eintlik moet ek sê, voor die begin, was God al God. God is sonder tyd. Hy dra nie horlosie nie en hy het ook nie 'n almanak teen sy muur. God was voor alle tyd al daar, want selfs tyd het hy geskep, soos wat hy die hemel en die aarde gemaak het.
En hy het alles gemaak. En dan die aangrypende is dat hy alles uit niks gemaak het. Soos die gedagte by hom opgekom het en gesê het, laat daar lig wees, was daar lig. Laat daar planete wees, 'n aarde, 'n son, 'n maan, 'n ster, so het dit ontstaan. Maar toe God alles gemaak het, het hy ook sy God almagtige plan daar gestel. So God is tydloos en God is almagtig. Werklik almagtig. Maar dan sê Paulus 'n baie interessante ding. Hy sê, God het hierdie plan gehad, maar hy het eintlik die plan met 'n doek toegegooi. Dit was toegemaak, ons kon dit nie sien of het verstaan nie. God dink nie soos 'n mens nie. Daarom improviseer God nie soos 'n mens nie. Ek weet, ons sal baie keer sê, die lewe saam met God werk soos 'n skaakspel. Maar God kyk nie eers na die bose se skuif en dan het hy 'n teenskuif, asof hy dan eers die plan maak nie. God se plan is daar. God se plan is uitgewerk. Daarom hoef God nie te redeneer om by 'n antwoord uit te kom nie. Daarom sal jy nooit vind dat God filosofeer om insig te kry nie. God is wysheid. En God is diep. Is vol en is onbeperk. Hy sien die einde van die begin af. Hy is die Alfa en die Omega. God is almagtig en God is sonder tyd. Dit is so 'n teenstelling met ons as mens, nee, want ons as mens, God het die mens goed gemaak. Ons moet daaroor nie twyfel nie. God het die mens goed gemaak, soos hy die skepping gemaak het, nee, en dat hy gesien dit is goed. En dit was die eerste dag en die tweede dag. So het hy ook die mens gesien en dit is goed. En dan sien ons daarna, dan sê hy, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Kom ons maak vir hom 'n maat. Maar God het die mens en sy maat goed gemaak. So goed dat hy gesê het, ek sit 'n keuse in die mens. Ons as mens het net nie van God gehou nie. En ons keuse het dit gewys en ons het sonde gedoen en weggedraai van God af. Ek is bly jy vra nie vir my, hoe is dit moontlik nie. Maar sonde het hierdie uitwerking dat 'n mens teen God en sy heerlikheid en sy almag kies. En omdat ons weggedraai het van God af, het ons ook weggedraai van sy lig af. Ons het weggedraai van hom af. Ons wil nie vir hom kyk nie. Ons wil nie aan hom dink nie. As hy sal sê moenie, dan sal dit juist dit wees wat ons doen. In ons hele wese is ons sondig. In elke gedagte het ek in sonde geval. My menswees is sondig, dit wat ek doen is sondig. En daarom probeer die mens, net deur alle tye nog steeds, probeer die mens homself red. As jy net goed doen, en nooit sonde doen nie, dan behoort jy mos goed genoeg te wees vir die hemel. Ja, maar geen mens kan net goed doen. Dan probeer ons God omkoop en sê, Here, kyk hoe oulik is ek. Here, U sal tevrede wees met omkoop. Hoe kan ek vir God omkoop? Wie sal die prys kan betaal? Ons eie planne werk nie. Ons eie planne werk nie. Onthou jy, ek het net nou vertel van God se plan. Toe hy alles gemaak het, het hy 'n plan gehad. En God het 'n plan A, hy het nie 'n plan B nie. Sy plan A is perfek en volmaak. En God se plan is in werk. So terwyl God almagtig en heilig is en geen sonde kan duld nie, en die mens van hom weggeloop het vol sonde, is in God se plan ingeskryf Christus. En Paulus skryf dan hier, dan sê hy, en my plan het aangesluit by God se plan. Hy sê dit nou nie in die woorde nie. En ek het julle gereken om julle net te vertel van Christus. En van Christus as die gekruisigde. Want dit is God se plan. Want hy toe Jesus op aarde was, daar by sy eerste
wonderteken wat hy gedoen het in Johannes Evangelie, het hy water in wyn verander. En dan gebruik hy die kanne wat vir reiniging gebruik word, om mense rein te maak, sodat hulle in die huis kan gaan, om hulle voete te was en hulle rein te maak. En dan maak hy al die waterkanne vol wyn, en dan sê hy, as jy van my bloed drink, reinig ek jou. Ek betaal. Jesus Christus sê, ek betaal. En Paulus sê, en dit is die geheime waarheid, wat met 'n doek toegemaak was, 'n geheime waarheid, wat al maak ons dit oop, almal nie kan glo nie. Van die waarheid vertel hulle 'n interessante verhaal van Prof. Dean Smith. Prof. Dean Smith, wanneer hy met sy studente begin gesels, dan begin hy hier op 'n punt en sê, wat is waarheid? Dan sal hulle sê, nee, dag en nag is waarheid. Wat is waarheid? En allerhande stellings. En dan vat hy sy bordkryt, hy vat 'n nuwe lang bordkryt, en dan draai hy so na die swart bord toe, en dan teken hy 'n kruis. Maar hy teken daai kruis oor en oor en oor en oor, totdat die kruit waarmee hy teken op is. En dan is dit so ingeets op die bord, en dan sê hy vir hulle, dames en menere, dit is waarheid. Dit is ons waarheid. Daar is jou waarheid. Die kruis van Jesus Christus. En nou wil ek jou vers 2 wat ons nou gelees het, weer lees, maar in baie eenvoudiger vertaal. Dan skryf Paulus, ek het dit doelbewus eenvoudig gehou. Ek het julle van Jesus Christus kom vertel, die Jesus wat aan die kruis dood is. Dis ons waarheid. En as ons nadink oor die nagmaal, is dit juis ons waarheid. Die brood wat ons eet, is sy liggaam, en maak ons deel van die kerk van Jesus Christus, deel van Christus. Die wyn wat ons drink, is sy bloed, wat ons reinig van alle ons sondes. Weet jy, iemand het dit eendag genoem, en toe dit 'n groot tema geword, the mind of Christ. Dit vertaal nie mooi in Afrikaans, die gedagte van Christus, die gedagtegang van Christus. The mind of Christ. Om te kan dink dat Jesus aarde toe gekom het om te betaal vir ons sondes, om uit die dood uit op te staan, om oorwinning vir ons te kry. Dis die kernbeginsel van die nagmaal, the mind of Christ. Dat hy vir ons sondes betaal het, en dat ek en jy deel het aan sy liggaam en aan sy bloed, en dat ons verlossing daar lê. Maar weet jy wat, as ons dan van hierdie brood eet en van hierdie wyn drink, dan gebeur daar 'n groot ding, en jy moet my mooi hoor, God reinig ons van alle sonde. Ja, hy vat ons sonde weg so ver soos die ooste van die weste af is. Hy sê, julle was rooi soos bloed, maar ek sal julle wit maak soos skarlaken. Soos wit wol, julle was rooi soos skarlaken, ek sal julle wit maak soos wol. En as ons daaroor wonder, en ek wil dit weer vanoggend vir jou lees, dat jy nie wonder of die Here dit regtig sê nie. Dit wat in sy woord staan is die woord van die Here, en dit vat ons soos dit in die woord van die Here staan. Hy skryf daar, hy sê, maar as ons sondes bely, hy, God, is getrou en regverdig. Hy vergewe al ons sondes, alles, en reinig ons van alle ongeregtigheid. En ek lees dit juist, want ek het gesê, God reinig ons, en die bose kom, en hy sit een woordjie in jou oor, en van jou oor af kruip hy in jou kop in, en dis die woordjie, maar. Maar staan nie in God se plan. Maar staan in die bose wat God se plan probeer teewerk. Maar jy het al te veel gesondig. Maar daai sonde wat jy gedoen het is te groot. Hoor jy, God reinig ons van alle ongeregtigheid. Rooi na wit. Skoon. Silwer skoon. Hierdie reiniging
is 'n innerlike sekerheid wat God die Heilige Gees in my en in jou kom plant. En dis die Gees wat ons daarvan oortuig. Daarom skryf Paulus en hy sê, ek het julle nie met grand woorde, met groot redenasies, met pragtige beelde probeer oortuig nie. Ek het die evangelie baie eenvoudig aan jou verkondig, sodat die Heilige Gees jou kan oortuig van jou sonde, van jou sondebelydenis, van Christus se bloed wat jou skoon was, en dat jy heilig en rein is voor God. Dit is die Gees wat dit in ons doen. Vers 10. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens behalwe die Gees van die mens? Soos dit ken ook niemand die verborgde dinge van God nie, behalwe die Gees van God. En dit is die Gees wat vir jou kom sê, God reinig ons van al ons sondes en hy maak van ons nuwe mense. En ek bid, soos ek hier staan, bid ek dat die Gees ook daai sekerheid in jou sal plant, dat Jesus Christus jou skoon was van al jou sonde. Ek het nou vertel van die water wat in wyn verander is. Nou is daar 'n jong man wat hom totaal oorgegee het aan die afgod Bacchus, aan drank. Hy het hom paraplegies gedrink. Die man het gekyk hoe vinnig hy homself in 'n graf kan drink. Die ouens het altyd gespot en gesê, net nie rook nie, want hy sal ontplof van al die alkohol wat in sy lyf is. Nou spot die ouens hom en sê, ja, nou wat sê jy van Jesus wat water in wyn verander het? Dan staan hy net so terug en hy sê, van dat die wyn en die bier weg is, het daar in my huis meubels en kos gekom. En dan besef hulle kan daarteen niks sê. Dit is 'n baie eenvoudige, kinderlike geloofbelydenis en wysheid. Van dat wyn en bier uit my huis uit is, het daar meubels en kos gekom. Hy was totaal verslaaf en al sy geld het in alkohol ingegaan. Nou het hy 'n nuwe lewe gekry en sy huisgesin aanvaar hom en het daar meubels en kos gekom. Jy verstaan waaroor dit gaan. Dit is ook deel van the mind of Christ. Jesus Christus het my gereinig van al my sondes en my 'n nuwe gedagtegang gegee. Hy gee my en vir jou lewe. Skoon gewas, nuwe lewe. Wel, ek kan jou net sê, dit maak 'n mens dankbaar. As ek dink al die sonde wat ek al in my lewe gedoen het, en dat Jesus Christus se bloed my skoon was, dan sak ek op my knieë neer, net weer en weer en sê, dankie Here. En dit is die Heilige Gees wat in my kom woon, en wat vir my help om dit te dink, en dan ook nie te doen, soos Christus te lewe. Want nou sê ek, Here, hoe sê ek vir U dankie? Dan sê hy, lewe die voorbeeld van Paulus, soos Paulus die voorbeeld van Christus geleef het. Leef soos Christus, the mind of Christ. Wanneer ek dit verstaan, weet jy, dan begin geestelike groei. Dan gebruik die Heilige Gees my om van sonde in my lewe ontslae te raak en dit weg te kry uit my lewe uit. Dan gebruik die Heilige Gees my om die evangelie te absorbeer, en dan kry ek 'n honger vir die evangelie wat ek kan nie versadig word aan nie, want ek wil meer weet en meer verstaan. Dis 'n honger wat net groter word, wat wonderlik is. Dis soos gras wat in die reën en in die son staan. Ek groei en ek is groen. Ek het hierdie ongelooflike dankbaarheid in my. Daar was 'n skilder, hy het by 'n meesterklasse geneem en hy het agtergekom hy kan skilder. Toe koop hy die kwas van die meester by die meester. En jy kan sommer dink hoe het sy kop gewerk. En toe begin hy skilder met die kwas van die meester en hy bring hierdie skildery na die hoof van die uitstalling toe waar het verkoop word. En die ou sê vir hom, you don't need the master's brush. You need the master's spirit and mind. Die kurator het vir hom gesê, jy kort nie jou meester se kwas om te verf nie. Jy moet sy gees en sy gedagtegang hê. The mind of Christ.
En wanneer Jesus Christus, wanneer ons dit begin doen, dat ek begin dink soos hy dink, en doen soos hy doen, God se wil begin uitleef en gehoorsaam is, soos Jesus gehoorsaam is, dan begin ek die karakter aanneem van Jesus Christus op aarde. En dit is 'n lewe van dankbaarheid. Dis waarvoor Paulus hier pleit. En dan gee hy 'n wonderlike ding, hy gee vir ons 'n hoop, en God se hoop is nooit 'n miskien nie. God se hoop is 'n beslis, maar ek begin daaroor droom, ek begin daarna verlang, ek wil meer daarvan hê. En is hierdie opgewonde wag, hoop, 'n geskenk van God se krag. Die werk van die Heilige Gees in my lewe, die Heilige Gees wat my kom troos en wat na my luister en wat vir my woorde fluister. En dis hy wat vir ons leer om te sê, kyk verder as jy swaar en seer nou. Daar's lyding, daar's verlies, daar's onsekerheid, maar tel jou kop op en leef vir môre en vir oormôre. Hou vas aan Christus se hand. Want Jesus se gees en Jesus se gedagtes, the mind of Christ, is nou in ons. Ek wil nou weer terugkom na hierdie kruis wat so oor en oor en oor en oor geteken is en sê, dis ons waarheid. En hierdie waarheid is, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun vir ons gegee het. Dis ons waarheid. Dis ons waarheid. 5 jongmans woon 'n kursus by in die stad, kom ek sê nou maar in Johannesburg, en hulle het 'n kaartjie, treinkaartjie, hulle moet 5 uur ry, hulle is jong getroud, hulle vrouens wag, maar hierdie ou wat die kursus aanbied, gaan net aan en toe hy nou uiteindelik amen sê en klaar kry, toe besef hierdie jong manne, net die vinnigste gaan dit maak tot op die trein. Maar hulle vloog daar weg in hulle hardloop. En nou jinx hulle so tussen die mense deur, is links en regs. Hulle oefen tot om vir die Springbokspan senter te speel, soos hulle kan aftrap en links en regs. En hulle hardloop, en toe hulle in die stasie inkom, toe hoor hulle laaste maal aankondiging vir die treinrit, 5 uurtjies, maar hy manne hardloop. En so in die hardloop en in die ene weer spring, stamp een ou 'n tafel op waar iemand appels verkoop het. Maar die persoon is blind. Maar almal maak het, hulle spring so op hy trein. En die een ouetjie stop. En die deure gaan toe en sy pel sê vir hom, wat nou? Hy sê nee, hy gaan eers daai vrou help. En hy gaan na die vrou toe en hy tel al die appels op en hy pak dit so mooi op 'n tafel. En hy sê vir haar, daar sê, jy kan nou weer verder verkoop. Hy sê, maar ek voel in die appels, met die gevalle het hulle seer gekry, hulle is sleg gekneus. En hy haal 'n paar R100 uit en hy gee vir haar, en hy sê vir haar, ek hoop dis genoeg om al jou appels se prys, want alles gekneus, te bedek. En hy stap trein toe en wag maar vir die volgende trein. Hy sal vir sy vrou verduidelik hoekom hy laat is. En toe hy daar so staan, toe hoor hy net iemand wat vir hom roep, meneer, is jy Jesus? En hy glimlag en hy draai hom, hy sê, nee, maar ek ken hom. Dis ons waarheid. Dis ons waarheid. Kom ons leef dit. Here Jesus, ons het die voorreg, nie die reg nie, die voorreg om U te ken. En daarom is dit vir ons so fantasties, dat die bloed ons skoon was, en dat ons met ons lewe kan dankie sê, en dat ons 'n hoop het op 'n toekoms. Here God ons Vader, maar as ons dit gesê het, dan kyk ons na U toe, en ons wil in aanbidding voor U neerval en sê, dankie vir die volmaakte plan. Dankie dat dit wat deur eeue bedek was, en wat profete stukkies van gesien het, dat ons die hele beeld mag sien, dat ons U heilige plan mag sien. U wat almagtig is, en wat nie 'n plan B nodig het 'n volmaakte plan vir ons uitgewerk. Dankie daarvoor, Here, ons aanbid U tot in ewigheid. Amen. As jy vir die Here fisies wil dankie sê, met 'n dankoffer, dan sal jy sien, daar's elektronies verskillende maniere om jou dankoffer in te betaal, en as gemeente wil ons dit dan gebruik, om ook God se koninkryk 'n werklikheid te maak. Maar nou, eindig dit nie, die Here wil vir ons seën en sê, hy gaan saam met ons ook in hierdie weke. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God, mag die troos, die teenwoordige inspirasie van die Heilige Gees by jou wees. Amen.